Goeiedag en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir u waardevolle woord wat ons vandag kan saam lees en dankie vir die Gees wat ons daarin voortgaan. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 17. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Paulus verwys aanvanklik na 'n gebou en dan later na die tempel van God. In konteks verwys gebou na die toestand van die gemeente voordat dit gesuiwer is en die tempel na gesuiwerde konteks. Die fondament waarop gebou word is Christus. Dit is ononderhandelbaar. Waarmee gebou word blyk oorgelaat te wees in die hand van die wat in 'n leiersposisie staan. Dit is hier waar die probleem in die Korintiërs ontstaan het. Die wat verder gebou het ongelukkig met verkeerde waardes en motiewe gebou. Dit is opvallend dat Paulus gebruik maak van Oud-testamentiese tempeltaal om sy boodskap aan die luisteraars oor te dra. Wanneer Paulus goud, silwer, edelstene en hout noem, stel hy dit in kontras met gras en strooi, wat baie maklik brand. God het immers alleen duursame, waardevolle en hoogstens vuurvaste materiaal aanbeveel vir die bou van die tempel in die Ou Testament. Die Egiptenare aan die ander kant was bekend daarvoor om hulle bouwerk met strooi te verrig, deur stene daarmee te maak. Dit is duidelik dat God se keuse vir boumateriaal 'n brand sal kan teëstaan, terwyl die Egiptiese boustyl hoë risiko ingehou het. Ons moet raak sien dat die tempel van God slegs met materiaal van hoogstaande gehalte gebou word, en dat dit die toets sal kan deurstaan. Nadat Paulus dit op 'n manier verduidelik het wat die gelowiges waarskynlik sou verstaan, eskaleer hy sy gesprek en dui aan dat die tempel van God eintlik die liggaam van elke gelowige is. Die gelowiges raak dan bewus van hulle nuwe waarde in Christus, en die valse leraars besef ook die erns van dit waarmee hulle mense in voorbeeld en ook verbaal opbou. Die implikasie vir ons is baie duidelik. Dit het 'n persoonlike implikasie. Ons moet besef dat ons liggame die tempel van God is. Daarom moet ons let wat ons toelaat om ons lewe op te bou. Dit het ook 'n eksterne implikasie. Ons moet let hoe ons in ander mense se lewens besig is om te bou. Ons moet voortdurend bewus wees daarvan dat ons aan God se tempel bou wanneer ons met mense omgaan. Die Gees van God vra by monde van Paulus dat gelowiges slegs met hoogstaande waardes, die van Christus, in mense se lewe werksaam sal wees. Deur ons liggaam en gees te versorg en te bou op Christus, bring ons eer aan God. Deur met hoogstaande waardes en waarheid te bou in ander se lewens, dra ons 'n waardevolle deel by in die opbou van die liggaam van Christus. Kom ons bid saam. Here, ons besef dat U in ons en in ander woon. Lei ons asseblief om op hoogstaande wyse onsself en ander op te bou in Christus. Amen.